sing nie in die begin. Alright. Jy gooi die skerm met die woorde daarbo, nê? Okay. Ek gaan begin met die preek. Ek gaan dadelik bid. Ek gaan my preek doen. En as ek klaar gepreek het, dan gaan ek sê, ons luister na daai lied. Die mense gaan nie sing nie, hulle gaan luister na wat is maar vriende. So hulle gaan sit en hulle gaan hom luister. En in daai tyd gaan doen die Jackie opkom. En dan vat hy oor. Dan doen hy die Hildeblyke en die bedankings en dan die heel einde wat sê ons doen wat ons. Spreek jy met die seun uit? Hy gaan dit sommer doen. Hy gaan dit sommer doen. Hy gaan dan die seun uitspreek en dan sê hy, Gaan doen jy sommer dan die kopstukkie oor. ek gaan oorgee. Dit is nie 'n plakkertjie wat hom vasplak nie. Nee. Hang my maar net so. Maar meneer rond en maak so ons by gaan ongeveer reg. Alright. So ek gaan hom net aansit. Jy sal my niks met jou voor die tyd toe of net maar net. Jy alright. Jy sal met terwyl begin. So ons sing niks in die begin. Ek gaan net begin doen. Maar as ek vir die lui dan speel ons al jou tyd. Correct. Okay man. Dat doen nie. Sorry, hy botteltjies water, kan ek een van hulle kry? Ja. Is dit jou hande? Ja, hy en hy koster hierdie daar uitgepak. Hulle het reeds hulle sin gekry.
Dis in tye soos hierdie dat 'n mens dankbaar is. En ek praat nou namens al die hele familie, dat daar mense is wat omgee. So met groot dankbaarheid vir julle wat vanoggend hierdie geleentheid kom bywoon om saam met ons die lewe te vier. Kom ons begin net deur 'n oomblik en vir die Here te sê ons waardeer hom vanoggend. Vader, so dankie vir hierdie oggend wat U vir ons gee en dankie vir die genade en die guns wat ons geniet. Dankie vir U liefde. Dankie dat U vir ons daar is in die wonderlikste tye van ons lewe. Maar dankie dat U ook daar is as dit swaar gaan. Dan is U daar. U het gesê ek sal julle nooit begewe, nooit verlaat nie. Daarom dankie dat U hier is en dankie dat U op 'n baie spesiale manier met elkeen van ons vanoggend besig sal wees. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Ook rondom watter verhouding ons gehad het met Johan. Maar dat U die eer sal ontvang vir 'n lewe wat U vir ons geleen het. Dankie daarvoor, Here. Ons bid nou dat hierdie geleentheid ook in die teken sal staan van ons dankbaarheid teenoor U en waardering vir U en die eer aan U as ons Here en ons Meester. Dankie dat ons dit kan vra en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vandag die lewe vier. En dis Hanlie se begeerte dat dit 'n lewensviering sal wees. En ons gaan dit op twee maniere doen. Die eerste gedeelte gaan ek die lewe vier. Ek gaan met die skrif uit met ons praat en dit is Paulus wat dit vir ons gee. Hoe moet ons kyk en dink oor die lewe? En dan die tweede gedeelte gaan mense met huldeblyke die lewe van Johan vier. So ek gaan saam met jou kyk na die gedeelte in die skrif. Paulus skryf aan die mense of die gemeente in Filippi. En dan sê hy vir hulle die volgende, en dit staan so uit hierdie reël wat hy gebruik, wat hy sê, want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Vir my is om te leef Christus en om te sterwe wins. Nou hierdie manier klink vir ons so anders as wat ons gewoond is aan wanneer mense met mekaar praat, of as ons nuus luister en wanneer ons praat oor mense wat gesterf het. Ons ken 'n reël soos die volgende. Dit was 'n tragiese verlies van menselewens. Of mense is te jong en te gou van ons weggeneem. Ons praat met mekaar oor die finaliteit van die dood. Dis verby. Dis klaar. Die enigste ding waarvan ons seker kan wees, sê ons vir mekaar, is die dood. Dis so finaal. Dis nie Paulus se taal. Ons vind nie hierdie taal by Paulus nie. En as ek bedink hoekom nie, dan lees ons op 'n ander plek, en Paulus was so nederig daaroor, dat hy in 2 Korintiërs 12 gesê het, ek weet van 'n man, ons weet hy praat van homself, maar hy wou dit nie eers vir homself neem nie, wat weggeruk is tot in die 3de hemel, wat 'n ontmoeting gehad het met God, op so 'n manier, dat hy sê, wat ek daar gehoor en gesien het, is onuitspreeklik, ek kan nie daaroor praat nie. Is maar een mening, ek dink dat dit was 'n opdrag van die Here God self, moenie die detail gee nie. Daar's ook 'n rede daarvoor. Maar alhoewel hy nie daaroor praat, hy noem dit net so een plek, hy praat nie oor wat hy gesien en gehoor het nie. Die manier hoe hy reageer as hy praat oor die lewe, wys vir ons, hy het iets gesien. Paulus het iets gesien, wat gemaak het dat hy anders gedink het oor lewe en sterwe.
Net eentjie verder van hierdie reël wat ek nou gelees het, want om vir my om te lewe is Christus en te sterwe is, want net eentjie verder sê in Filippense 1:23 sê, ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Die tweestryd is in vers 24 aan die ander kant. Is dit dat ter wille van julle nodig en noodsaaklik dat ek liggaamlik hier bly. Want dan sal ek nog verder vrugbaar kan werk. Ek wil nie by Paulus dat Here, as ek nou sterf, is my vrugbare lewe daarmee heen nie. Ek hoor niks, as ek nou doodgaan, dan is ek verlies vir julle nie. Ek hoor niks van die finaliteit van die dood nie, niks nie. Wat ek hoor is, ek is hier in die lewe, en ek is op pad na, op 'n ander plek, nog lewe. Dis lewe na lewe. En hy sê, dit wat daar aan die ander kant is baie beter, is verreweg die beste. Miskien, en dis my spekulasie, as die Here vir ons presies gesê het wat vir ons wag aan die ander kant, dan sal ons heeltyd wil oorstap na die ander kant. Ons sal allerhande planne gemaak het om tot net aan die ander kant te kom. Ons sal nie hier wil bly nie. Maar ons is nie geroep om net na die ander kant te gaan lewe nie. Ons is gemaak en geroep om vrugbaar hier te lewe. En dis om ons almal maar klou aan die lewe. Miskien 'n onsekerheid oor wat gebeur presies aan die ander kant. Ons is geroep om hier te wees. Ons is geroep om saam met Christus 'n vrugbare lewe te lei hier. En dis hoekom Paulus sê, as ek tweestryd, is my swaar om te kies, of ek moet bly en of ek moet gaan, ek kies maar eers om hier my werk klaar te maak, soos wat Vader vir my gegee het. Soos die stuk, die Here God ons almal gevorm, almal toegerus met 'n sekere gawe, almal toegerus om 'n sekere beroep te volg en 'n werk te doen. Ons is so verskillend aan mekaar gesit, dat al die beroepe wat vandag nodig is, gevul word deur iemand wat hier sit. Die motiverings waarom ons werk, kan verskil. Vir iemand kan dit gaan oor die geld, en miskien goeie geld of min geld wat hulle verdien. Vir 'n ander een kan dit gaan oor die posisie, en die eer van die pos wat ek het. Vir iemand anders, is dit miskien oorlewing om te werk. Vir Paulus sê, my motivering om hier te leef en te werk, is Christus. Dis my keuse gewees, om Christus in die middelpunt van my lewe te plaas. Hy is die doel, hy is die bron van my lewe. Hy gee betekenis aan my lewe. Sy gedagtes, sy werk, sy verhoudinge, alles is gerig op Christus, wat in hom en deur hom leef. Christus is die sentrum van sy lewe. Nou dit is maklik om te sê, ja, jong, hy is 'n prediker, hulle predikant, hulle moet so praat, en Paulus was ook 'n denkmaker. Hy is 'n gewone mens, soos wat ons almal gewone mense is. Maar hy het dit gedoen saam met Christus. Maak nie saak wat 'n beroep jy het, maak nie saak wat 'n taak jy het. Jy kan kies om dit saam met Christus te doen. En om die middelpunt van jou lewe te hou. Natuurlik wil hy geld verdien. Natuurlik wil ek in staat wees om ander te help. Natuurlik wil ek vrugbaar wees hier in hierdie lewe. En wat ek doen en kosbaar wees vir mense en om uiteindelik die Here te eer deur. Natuurlik is dit daarvoor. Maar ons het om
dit te doen, het ons Jesus Christus in ons lewens nodig. Ek het Jesus nodig om te lewe. En ek het Jesus nodig om oor te stap na die ander kant toe. Dit ook weg. Wanneer Paulus praat van sterwe, en ek wil dit noem die oorstapproses, wanneer hy praat van die oorstapproses na die ander kant toe, dan is die beste vir hom om dit te noem, is wins. Dis wins. In Afrikaans, soos gesê, om oor te stap na die ander kant toe is die kersie op die koek. Dis die plek waar ek, as ek sou terugkyk, nie sou terugverlang nie. Dis die plek waar ek alles wat ek beleef het op aarde, en wat my goed was hier, nie te gaan wees in die lig van hom, Jesus en sy Vader wat ek daar gaan kry. Dit sal 'n kroon wees van al die werk wat ek verrig het saam met Jesus. Dit sal 'n medalje wees vir die wedloop wat ek gehardloop het hier op aarde. Dit sal wins wees. Dit is die beste woord wat Paulus vir ons los. Om oor te stap aan die kant toe, is wins. Miskien was dit die enigste woord wat hy toegelaat was om te gebruik. Al wat jy sê, om aan die kant toe te stap, is wins. Wanneer ons vandag hier by mekaar is, dan is hierdie geleentheid vir ons, wanneer ons Johannes se oorstap vier, wanneer ons daaroor nadink, is dit vir elkeen wat vanoggend hier is, 'n wekroep, is 'n stopteken. Dis om vir 'n oomblik te sê, staan net stil, staan net 'n oomblik stil. Hoe lyk jou lewe? Waarvoor leef jy? Het jy al ooit oorweeg om vir Jesus Christus die middelpunt van jou lewe te maak? Het jy al ooit oorweeg om te sê, Here, ek hardloop en ek doen al hierdie goed vir myself, maar ek wil dit vir U doen. Hierdie keuse kan net hier geneem word. Hierdie keuse kan net hier geneem word. Ek en jy kan vandag sê, Here, as ons almal gaan oorstap, wat ons gaan, wil ek so reg wees om saam met U hierdie pad oor te stap. Soos iemand een keer gesê het, jy kan nog probeer om sonder Christus in hierdie lewe te leef. Miskien kry jy dit reg, maar jy kan nie waag om oor te stap na die ander kant toe sonder hom nie. Kan nie waag. Party van ons sal tyd hê om dit nog te oordink, miskien op 'n siekbed soos wat Johan gehad het. Ander word in 'n oomblik weggeruik. Het nie eens 'n kans om weer daaroor te dink nie. Daarom is hierdie geleentheid een om te sê, hoe gaan dit oorstap? Die tye wat ek saam met Annie gesels het, dit was 'n roete. Dit was 'n roete. Wat hulle voor die tyd besluit het om saam te stap. En wat sy kosbaar was, dat sy hierdie pad, al die pad, langs hom, by hom gestap het tot in sy laaste oomblikke. Het sy saam met hom gestap, want dit was hulle besluit. En die Here was so deel van hierdie oorstap. Die Here was so deel, dat sy in die laaste oomblikke net gesien het, hoe hy oorstap aan die kant. Sy het gevra dat ons luister na 'n lied. Toe na hierdie lied luister, toe hoor ek hoor twee persone praat in hierdie lied. Die een is dan sê, jy het gegaan. En die ander persoon sê, ek het by die huis aangekom. Ek is thuis. Maar dan sluit hierdie lied, 'n lied van Warren Dale, sluit die lied om te sê, dankie Here,
dat ek die keuse gemaak het toe kom. Dankie dat ek u saam met my genooi het op hierdie pad. Dankie. Thank you God. I do. And I did. Ek het gedoen wat u my gevra het. Ek gaan nou oomblik net stil te gee en bid ons net saam en dan luister ons na hierdie lied. Mag jy ook hierdie lied oortuig word deur die Gees. Moenie wag nie. Gee jou lewe in sy hand. Laat hy die sentrum is van jou lewe. Dat hy jou hierdeur ook kan dra. Van lewe na lewe. Here, so dankie. Vir Paulus wat iets gesien het wat ons nie kan sien nie. Vir Paulus wat vir ons sê, hierdie lewe is Christus. En die lewe hierna is wins. Die lewe hierna is die kersie koek vir wat ons hier beleef het en gedoen het. Dankie dat ons almal 'n kans het aan hierdie kant om 'n keuse te maak vir U. Dankie dat ons almal 'n kans het om 'n keuse te maak om sê, Here Jesus, ek wil vandag U vra, wees deel van my lewe. Wees deel van my lewe. Wees U die bron, die oorsprong. Wees U die doel. Wees my alles, asseblief. Dankie dat U self hierdie woord in die hart wat U vanmôre nodig het sal bevestig. En dankie vir elkeen vanmôre kan sê, thank God, I did it. I did it. Dankie ook vir die getuienisse wat hierna gaan kom oor Johan se lewe. Dankie Here dat U vir ons ook hierdeur van dat gesin hierdeur sal dra. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Wat lei dankie. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness, trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you never let go. So keep it all in your hands. I started breathing, the weight is lifted. Here with you it's easy, my head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hands. I don't know who I'd
Goeiemôre vriende, dit is my voorreg om die res van die diens te kan hanteer. My naam is Jackie van Rensburg en baie dankie vir almal wat hier is vanmôre. Dit is regtig 'n geweldige voorreg dat julle hier kan wees. Ons 3 blyke vanmôre en Annelie het gesê sy gaan waag om die eerste ene te doen. Dankie Annelie, ons is gereed vir. Werk hierdie in. Die dag toe Johan die diagnose gekry. Ek het hom gesê, ek is langs jou, ons twee sal dit saam doen. Vandag is my dag die laaste keer, soos ek hom verlede maandag aangemoedig het, toe hy sy laaste paar tree moes gee. Daarom het ek al my moed by mekaar geskraap om homself hier te staan. Hy was braaf tot die einde. En is vandag my laaste paar tree, hoe moeilik ook al. Ek het die voorreg gehad om Jan 39 jaar te ken. En is moeilik om dit op te som. Hierdie is seker nie typiese hondeblyk nie, maar eerder 'n kort weergawe van die Johan van my ergens was. En Sheryl se kort rukkie saam met jou. Die dag toe ek Johan ontmoet het ons deur die nag gesels en gelag. En in die 39 daarna het dit nooit regtig verander nie. Ons was op 21 April 36 jaar getroud. En hy het altyd 2 kaartjies en 2 geskenke gegee. Want hy het altyd as 2 afsonderlike geleenthede beskou. En dan natuurlik elke jaar hierdie spesiale geleentheid 'n verrassing te hou. En ek kon nooit reg geraai waarna toe hy my gaan vat nie. Johan het self sy huweliksaansoek op sy eie unieke manier benader, met 'n plan. Hy het eerstens my foto met die geskiedenis van 'n huis gewys wat in die plaaslike Herald verskyn het. En op daardie stadium het ek nooit gedink, dit sou ons huis word vir 36 jaar. Kort daarna het hy vir my aansoekvorm gebring vir 'n vakante pos in ICU by Medicity, nou Medikliniek. En toe voorgestel dat ek, as ek die aanstelling sou kry, ons kan sommer trou. Nou daarna het hy natuurlik altyd die storie ontken en vertel, dat hy my naam en telefoonnommer by die kerk se Kambola-tafel gewen het. Nou vir sy ouers het hy laat weet, hy het iemand ontmoet. Sy eie persoonlike verpleegster. Ek het nooit gedink dat dit sou realiseer. Vir julle wat hier is, was Johan 'n swaar, 'n vriend, 'n kollega, 'n mentor, wat oom Johan of dalk net 'n kennis. Maar vir my was hy my man, my beste vriend, my reisgenoot en pa van ergens. Hy het mense spesiaal laat voel. Hy was nederig, vrygewig, selfs ook met sy tyd. En sy omgee was altyd opmerklik. Ek het hom nooit oorskinder of afbreekend oor ander mense hoor praat nie. Hy het altyd iets vir die gemeenskap beteken en 'n hart vir die minder bevoorregtes gehad. Sy 39 jaar se betrokkenheid onder andere by die Abraham Kinderhuis getuig hiervan. Ten spyte van die lang ure wat hy gewerk het, het hy nooit vir my ergens afgeskeep nie. Hy was 'n meester van verrassings, die koning van nawiekontbyte in die bed, en dan die selfaangestelde chef, wat elke resep stiptelik gevolg het. Al beteken dit, as die resep 1 kilogram boontjies ongeveer 3 centimeter lang gekerf beskryf, dan beteken dit, die boontjies word 3 centimeter lang gekerf, want
Dit staan geskryf met 'n rede. En daar is soveel dinge wat ons van Johan sal mis. Sy lag, sy baie stories, sy kennis oor letterlik alles. Sy vriendelikheid, bedagsame, omgee en loyaliteit. Net sy hele manier waarop hy almal om hom hanteer het. En dan sy gereelde lewensles. Moenie jou brûe brand nie. Ons land tye op die stoep en sy groot waardering vir die tuin en eindelose gesprekke. Goed en sleg, om die kombuistafel sal niemand ooit vergeet nie. Sy T-shirts was so kenmerkend van hom was, het altyd op almal se gesigte 'n glimlag gesit. En daar was soveel mense wat vir my gesê, hulle kon nie wag tot hy by die gym opdaag, sodat hulle net sy T-shirt kon sien nie. En Johan se liefde vir diere was besonder. Ons honde se verjaarsdag was gevier met 'n lange speech om hulle te bedank vir die goeie diens gedurende die jaar. En terwyl hulle afwagtend gesit en kwaai het vir daardie gebraaide lewerkoek, dan was daar eers Happy Birthday gesing, gevolg deur die doodbraas van die kersies wat hy namens hulle gedoen het. En dan eindelik daai groot oomblik as hy daai lewerkoek so voor hulle neergesit het. Ons huidige hond, oftewel 4-been kleinkind, wat is eintlik ergens vind, het Johan toegewyk beskerm tydens hierdie afgelope paar maande. En elke keer as Finnie op sy bed gespring het om mense op 'n afstand te hou, het Johan tevrede geglimlag. Wat 'n voorreg om ons met lewensmaat te kon hê. En om tot die einde te kon versorg en te kan getuig. Nou regrets. Soos ek vir hom gesê tydens daardie laaste oomblikke, gaan net jou fees kom, saam met Jesus. Ek wil afsluit met 'n kort weergawe van Jurgen se boodskap, wat hy al verlede jaar op 14 Mei vir Johan gestuur het, wat ek op Johan se foon ontdek. Papa was en sal altyd my held wees. Jy het my nie noodwendig net met woorde geleer wat liefde, opoffering en deursettingsvermoë is, maar dit ook geleef. Geen dringende werkstuk of moegheid kon jou keer, om lang ure langs die cricketveld, of waar ook al, my by te staan en my te ondersteun nie. Jy het my altyd laat weet, dat jy in my gegroei en gereeld vir my gesê, jy het my lief. Altyd onvoorwaardelik. Ons lang vakansies, menige shows, saam rugby en cricket kyk, fynproewe restaurante explore, jou algemene kennis en urelange gesprekke en musiek in die kar op pad Kaap toe, gaan dit baie mis. As ek net die helfte van die man en dalk eendag ook 'n pa kan wees wat jy was, sal ek weet, ek het sukses behaal. Met al my liefde, jou naamgenoot, maar vir jou, Bobby Jan. Wat ek elke dag gaan mis, is daardie haastige voetstappe op die uitvloer in die gang, wat nou vir altyd stil gaan wees. Baie dankie Annelie. Ek wil graag ook 'n stel kort vrae om namens die familie ook wel dat te bring. Kobus verskaf die geniete in die familie. Môre vriende, ek was
bang dat ek direk na hom moes praat, omdat dit gebeur het van die bemoeilik. En 'n ander het my genader om 'n paar woorde te spreek namens die familie en Johan se vriende, en ek beskou dit as 'n groot voorreg. Ek het Johan ontmoet op die Pik, en ons het vriende geword in daardie tyd. Op 'n dag het ek vir Johan gesê dat as jy regtig wil trou, dan moet jy met my kom gesels, want ek het iemand wat ek aan jou wil voorstel, maar waarsku jou, daar sal moeilikheid wees daarna. En hy was so stil vir 'n paar maande, en toe verstaan hy, kom hy terug na my, en toe sê hy, hoorie, ek dink ek is nou reg, jy moet maar voortgaan met jou planne, en reël vir die voorstel wat jy nou so seker is. Nou, ek en Louise toe saam met op Johannesburg toe, waar hy by Wolpark verpleeg het, en ons het saam gaan uit eet, en so het ek hulle toe mekaar voorgestel. Nou, ek wil noem dat ek dink na die vorige reg was ek en Louise nie nodig nie, en kon ons maar net so wel gery het, en die volgende oggend toe ons opstaan, toe die tweekies nog steeds op die sitkamerbank gesit, en klets, en deernag gesels en saam gelag. Ek het geweet, daar is nou moeilikheid. En so het Johan toe deel geword van ons familie, en was hy vir 36 jaar by Swaar. Johan was soos 'n groot sterk hoë boom met sy wortels diep geanker. En ons almal, dis nou familie en vriende, kon onder sy skadu kom sit en iets positiefs daar vind. 'n Boom word aan sy vrugte geken, en Johan het baie vrugte gedra in sy lewe, wat ons ook in die Gees gesien het. Galasiërs 6 vers 22 tot 23 sê, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing was al die terugvoere wat ons van hom kon kry. Dit is 'n nalatenskap wat hy agtergelaat het, nie net in wat hy gedoen het, maar in wie hy was vir ons almal. Johan laat 'n groot leemte in sy familie en ook in die lewens van sy vriende. Sy aanwesigheid word diep gevoel, maar saam met die hartseer is daar ook dankbaarheid. Dankbaarheid dat ons hom kon ken, saam met hom kon lag en die voorreg gehad het om hom as deel van ons lewens te kon hê. Verder gaan jy my moet verskoon dat ek ook van die geleentheid gebruik wil maak om baie dankie te sê vir Hannelie, namens die familie en vriende. Hannelie, jy het 'n belofte aan Johan gestand gedoen om hom tuis te versorg, en jy het dit met buitengewone liefde en toewyding gedoen. Jy het baie ekstra myle gestap en jy het alles in jou vermoë gedoen om vir hom die beste moontlike sorg te gee. Jy het hom moed ingepraat terwyl jy self lang gelede was. Jy het hom liefde, geduld en deernis versorg, en sy menswaardigheid was altyd vir jou baie belangrik. Met tye het jou hart, lyf en hande so gepyn dat jy nie geweet het hoe jy deur die dae en nagte kan kom nie. Dan skop die nurse weer in, en jy volhard. Ons weet ook dat die Here saam met die gebeure van baie mense jou daardie op gedra het. Jy is in Spreuke 31 'n vrou, 'n uitnemende vrou. Waar sal jy 'n knap vrou kry? 'n Goeie vrou is meer werd as edelstene. 'n Man het volkomme vertroue in haar. Hy pluk die vrugte van haar werk. Haar hele lewe lang bring sy hom net voordeel nie ellende nie. Haar lamp brand die hele dag, en sy het innerlike krag en waardigheid. Maar man spot met haar, daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van almal. Ons eer jou vandag ook daarvoor. Dankie ook vir Dominee se mooi boodskap in terme van die herdenking van Johan se lewe. Rus en vrede Swarie, baie dankie. Gaan
Gerrit Toete gaan namens die mense wat saam met hom gewerk het, gaan die hulde bly bring. Dis goed see die kloede. Dankie vir die korreksie. Dit voel so onwerklik om hier te staan. Dis moeilik om woorde te vind, want woorde voel te klein om so groot verlies te beskryf. Johan Pretorius was ons advokaat en vriend. Hy was 'n familieman en hy was baie van ons go-to guy met regs en ander hulp. 'n Paar hoogtepunte. Hy was 'n stopstudent aan die Pikke waar hy sy grade met cum laude geslaag het. Hy was ook een van die briljantste dosente wat die Pik ooit opgelewer het. Hy het sedert die vroeë 80's as advokaat in Pos begin praktiseer. Hy het egter nie net studeer nie. Hy het vir die Ibi's rugby gespeel. Hy was rasieleier, studenteraadsvoorsitter, by huiskomitee, en dan verstaan ek hy so nou tyd gemaak vir 'n partytjie of twee ook. Ons prokureurs kan daarvan getuig dat Johan altyd sy opposisie 'n tree vooruit was. En hy is verseker al lankal as 'n regter aangestel gewees het, as hy die stad gaan praktiseer het. Hy het egter gekies om 'n kwaliteitslewe in Port gekies. Ons was bevoorreg om sake saam met hom aan te pak. Sy deeglike voorbereiding, strategiese denke, omvattende kennis van die reg. Ek het altyd gesê hy is 'n lopende ensiklopedie van die reg. En sy onkreukbare integriteit het van die advokaat gemaak wat hy was. Maar hy het ook sy talente teruggeploeg in die gemeenskap van Potch. Uitnemende leier, soos Daniel gesê het, voorsitter van Abraham Kroon se adviesraad, Rotariër waar hy die drama afgerig het, seremoniemeester by talle funksies, beheerliggaam voorsitter van Volkies en Mooirivier en vele meer. Johan was 'n loyale vriend en familieman. Ek dink nie hier sit iemand in hier gehoor vir wie hy nie al 'n paar keer laat skaterlag het. Johan, ons kan nie die pyn van jou afwesigheid wegpraat nie. Maar ons kan dit wat jy vir ons geleer het verder dra. Die wêreld het 'n briljante advokaat en 'n getroue, loyale vriend verloor. Vriend verloor. Ons sal jou altyd onthou. Die tafel is stiller, die braai is stiller, en ons harte is stiller. Annelie het gevra dat ek asseblief die bedankings doen. Hier is 'n voorbetoog, hier is 'n betoog, en dan is hier 'n afsluitingsbetoog. En hierdie hele bedanking papier hier voor my staan onder een groot belangrike woord. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So as ek nou vandag op hierdie langer bedankings doen, dan moet jy hierdie oorloop, moet julle beleef. En kom ons loop ook sommer saam oor, vir die persoon wat die Here aan ons geleen het, vir 'n klomp jaar. Heel eerste baie dankie vir almal wat hier is, dit is al reeds gesê, hier is party wat van ver af gekom het. Hier is party wat selfs moes vlieg om hier te kom. Hulle was seker laat,
En ons is so bly vir almal wat hier is en vir almal wat gehelp het en gestuur het en ietsie gegee het. En sommer reg aan die begin sê sy dat as ons nou almal moet op die naam noem, dan moet ek hier aan 'n kant begin en hulle so noem. Ek ken nie almal op hulle name nie, so ek is so bang ek slaan dan nou een oor. So kom ons aanvaar hierdie wat sy gee, dat dit vir haar geweldig belangrik is. Die heel eerste om te sê aan die Here baie dankie. En dit het ons nou al baie gehoor. Maar sy sê in 'n baie besondere manier vir die Here baie dankie. Vir elkeen wat die Here in hulle lewe gegee het. Om iets te doen, om iets te gee, om te bid, daarvoor wil sy baie dankie sê. En dan is daar nou 'n paar mense wat ek graag op die naam wil noem. Maria Botha, sy sê, as 'n mens 'n persoon kry soos 'n huisdoktersvriend, dan was hy nou die afgelope jare nie dit gewees. Nie net die dokter nie, maar ook 'n vriend. Jy was my groen lyn, of dit na ure was, naweke waar jy by jou kinders gekry het, tydens hulle vakansie. Jy was net altyd beskikbaar en behulpsaam. Dit het soveel gerusstelling vir my gegee. Ek sal jou ewig dankbaar wees dat jy my gehelp het om Johan tuis te kon versorg. Baie belangrik. Jou begrip, menslikheid en aanmoediging het dit vir my draaglik gemaak tot die einde. Susan, vir jou langs Marie, wat maar altyd moes begrip hê vir my ontydige oproepe. Baie dankie daarvoor en vir al julle gebede. Die tweede, Kobus en Louise, jy het jou van meet af jouself as rooikappie aangestel vir my. Vir al jou moeite en konstante dieetveranderinge, dit lyk my, hoekom is ouma se oë so groot of iets in daai lyn, wat jy moes aanpas vir Johan. Vereers moes ons kankerselle probeer veg met al die gesonde opsies. Daarna het jy uit jou pad uitgegaan om Johan se gunsteling geregte te maak. Soos sy siekte-toestand verander het, in so 'n mate dat hy nie meer kos kon kou of sluk nie, het jy ons verbied om kos in die huis gaar te maak, in geval Johan iets ryk wat hom dalk lus kan maak. Ek weet nie hoe sê mens dankie vir die lang pad wat jy saam met ons gestap het nie. Saam gelag en saam gehuil. Ek is daarom bly ons kon jou help om nuwe resepte te ontdek. Dankie ook vir jou hulp met vandag se reëlings. Jou hande staan soos gewoonlik vir niks verkeerd nie. Koos, jy was maar altyd net beskikbaar en besorg. Jou gereelde bederfgeskenkies, die wors wat jy op die stoep voor die kamervenster waarby ook kon draai sodat Heavy dit kon ruik. Die houtvuurtjie wat jy bo op die tafel gemaak het, sodat hy dit kon sien. Niks was ooit te veel moeite vir jou nie. Dan natuurlik al die baie na-ure konsultasie om ons te help met admin. Jy moes my leer wat is die verskil tussen passwords en usernames, bankstate en vele meer. Julle wat ook konstant planne gemaak het om my last minute te maak, onder andere vir Solly afgestaan het, sodat hy my elke dag kan kom help. Julle twee het ook nie geaarsel toe ek julle verlede maandagoggend 3 uur gebel het om die nuus te deel. Toe ek sien, was julle maar net daar om my in jurgens te kom vertroos. Ook spesiaal dankie dat jy Johan 39 jaar gelede aan my voorgestel het en sodoende die familie uitgehelp het, soos Johan altyd gesê het. Om my van die rak te red en ons op my 30ste verjaarsdag kon getrou het. Dankie ook vir jou bereidwilligheid om die hulpblik vandag te doen. Jy en Louise is van ons skatbare waarde. Gerrit, Elsa, Lambert en Mittie, julle wat ons Vrydag aande loyale vriende was en steeds is. Julle het die pad eintlik saam met ons geloop en aangepas soos wat Johan se siekte verander het. Die braaivleisvuur moes plek maak vir sy bed in die kamer. Die volwasse kinders het gereeld Vrydag aande videocalls gemaak, dan sien hulle die lekker ete op die tafel waar ons gesellig saam gekuier het. Hulle het toe na ons selgroep begin verwys na die Bybel en wynaande. Ek het gevra of kan deel word daarvan. Ons kan saam bid,
deel in liefde en leed, probleme oplos, maar veral baie gelag. Ons gaan nog verlang verwys na Johan se baie stories. Gerrit, jy wat nie net sy kollega en vriend nie, maar jy was soos 'n jonger broer. Ek dink nie twee mense het al so baie saamgebraai en lang Kersfeestafels kos gegee soos julle nie. Dankie vir al jou hulp ook op die ander terreine. Ek weet hoe lank die lysie was en steeds is. Dankie ook dat jy bereid was om hulde blyk namens die kollegas te doen. Elsa, ek weet nie waar om te begin nie, want toe ek sien, het jy net langs my ingeval en begin help om al die hope Edmund in plek te kry. Jy was en is my vleksvriendin, oftewel die meer bekende woord wingman, in jou geval wingwoman. Dankie dat jy so getrou gereeld vir Johan sy Bybelteks kom lees het en vir hom gebid het. Hy was altyd so bly daaroor. Jy het ook net langs my ingeskryf saam met Johan van Deventer om vandag se diens bymekaar te sit. En letterlik met alles gehelp, lysies gemaak en al die nodige vrae gevra. Baie dankie. Lambert, dankie vir die ekstra kruk wat jy soms moes wees. Jy het dit altyd so gedoen dat Johan sy menswaardigheid behou het. Mittie, jy wat altyd langbeen na Mimie se gasvryheid in die vertrek was en baie liedjies van ouds, waarvan die bydrae beperk was, by Johan ook weet wie dit of dat gesing het. Jy het altyd eintlik 'n positiewe atmosfeer geskep. Julle vier het konstant aangepas soos ons seisoen verander het. Dankie vir julle saamkuier om sy bed. Die vierde is Andre en Bev. You were my two cheerleaders and friends who were there every day. Whether it was getting me out of bed and challenging me to go to the gym, sharing countless cups of coffee, being a sounding board, sometimes simply sitting with me and crying, or talking about the "do you still remember?" Andre, you always made sure that my car was in good condition whenever I had to travel, and your concern for my safety never went unnoticed. Bev, you made sure morning and night to take my own supplements and reminded me daily I need to look after myself, to look after my own health and to stay strong. Thank you both for your unwavering support, care and friendship during a very difficult time. Jy het die Engels klaar gekry. Jenny, jy was altyd Johan se sussie wat hy nooit gehad het nie. Jou gereelde stop om saam met Johan tee te drink op die stoep en ook later van tyd langs sy bed, sodat hy kon glimlag as hy jou stem gehoor het, was kosbare oomblikke. Dankie vir die getroue, loyale vriendin, of dan sussie, wie jy was. Dankie ook vir die 3 uur voormiddagse oproep wat jy dadelik op gereageer het, verlede maandagoggend. Jy het net opgedaag en saam met Louise en Kobus om my en Jurgens te kom vertroos. Niks was ooit vir jou moeite nie. Johnny, Stel, Elfriede en Michelle, julle gedeelde indoer en daar wees vir my in hierdie afgelope seisoen het nie woorde om dankie te sê. Elkeen van julle weet presies wat julle vir my gedoen en beteken het. Michelle wat elke keer na ons huis en Vinnie moes omsien, baie dankie dat jy en jou ouers maar net so moes ingeval en gedoen het. Garden, you were the friend in Victoria who made the long days of MRI scans, radiation treatments, and waiting rooms easier to bear. You simply showed up and sat with us, and that meant more than you would ever know. You also shared the 50th radiation celebration. Thank you so much. You and Chris's unwavering messages, encouragement and support also meant the world to me. Nazir from Potch Pharmacy, you and your staff were always willing to help whenever I needed assistance. Your support extended far beyond providing medication. You also offered encouragement, compassion and understanding.
Although it often required a considerable amount of your time, you were never rushed. I will always be grateful for the emotional support, care, and kindness that accompany every interaction. Ian, as makelaar was jy deurgangs behulpsaam. Jy het gereeld kom inloer om te kom ondersteun en sy sê sy het baie groot waardering daarvoor. Marius, jy was 'n persoon wat nie net 'n oproepver was nie. Jy was soms die oornaghelpemaat. Jy het nooit geskroom om alles rondom Johan so gerieflik as moontlik te maak nie. Of dit stoeprelings was wat oornag opgesit moes word en of ander hulpmiddels in plek moes kom. Jy was altyd gereed, nooit geskroom nie. Jy het altyd die ekstra myl geloop, al het jy nie altyd tyd gehad nie. Die familie, veral die familie, al kon meeste van julle nie hier wees nie, het ek geweet dat julle konstant gebid het. Julle gereelde oproepe en boodskappe het baie beteken. Rina wat dikwels my met groot bakke beskuit opgedaag het, die mooi boeke moes bak om dank te sê vir die onkologie departement en die recovery sentrum in Potch. Die baie bederfies vir my persoonlik saam die klok gelê het Johan sy 30ste bestraling gekry het. Julle was omtrent 'n laar wat om my getrek het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Jurgens, jy was een wat elke keer 'n glimlag op papa se gesig gesit het. Jy was die een wat hy onvoorwaardelik lief gehad het. Hy het gereeld vir my gevra, as ek vir hom gebid het, om ook vir jou namens hom te bid. Ek weet dat die Vader dit nie onverwoord verby sal laat gaan nie. Baie dankie vir die gereelde vlieg van die Kaap af om tyd vir by papa te kom spandeer. Jy was daar toe hy sy laaste bestraling gekry het. Dr. Duim se afsprake bygewoon het en natuurlik het die laaste paar weke jou lewe on hold gesit. Ek weet papa het jou stem en voetstappe goed geken en ek weet dit het vir hom baie beteken. Die ander vriende en kollegas. Ek het besluit om niemand uit te sonder nie, want daar was so baie van julle wat gereeld en soms daaglikse boodskappe gestuur het. Ek wens en ek is jammer dat ek nie altyd almal teruggeantwoord het nie, maar dit het nie beteken dat dit nie vir my baie beteken het nie. Jy hoef ook nie nou terug te antwoord nie, nie meer nodig. Ek het besluit, die dienssentrum, julle was in alle opsigte altyd behulpsaam en besorg vir my en Johan. Julle omvattende professionele diens het baie beteken. En Paul en Maria was wat alternatiewelik Dinsdae kom help het met Johan se versorging was altyd so sag, vriendelik en behulpsaam en het hom altyd sy menswaardigheid laat behou. Is dit Elisabeth of Elisabeth? Elisabeth. Jy wat nou reeds 39 jaar vir ons werk, is sy nog hier? Daar sy. Was ons huisbestuurder wat die hele huishouding in die afgelope jaar op jou laat kom het. Jy het op jou stil manier die afgelope tyd soms ongereelde ure gewerk. Jy het nooit gekla daaroor nie. Jy het net opgedaag en alles behartig. Selfs die lang tye wat ons nie by die huis was nie, het jy alles saam met Michelle in plek gehou. Jy het gereeld vir hom gebid en geglo hy sal beter word. Ek weet jy gaan ook vir meneer Johan baie mis. Sorry. Is dit sorry daai? Sorry, jy het by ons begin werk toe jy 18 jaar oud was. Dis bietjie terug, bietjie een stukkie terug. Nou is hy 52 jaar. Jy moes oornag nie net ons tuinier wees nie, maar ook 'n caregiver word wat jy met onderskeiding geslaag het. Jy was saam met my in Prosperity ons regterhand wat vinnig moes leer het hoe om 'n pasiënt te versorg. Jy het jou Sondag opgeoffer om en getrou opgedaag. Jy het daai ekstra myl geloop en vir meneer Johan, maar ook vir my.
Dit was ook 'n baie spesiale oomblik toe jy Sondag, juis aandiens toe was, toe meneer Johan sy laaste Sondag met ons was. Jou gebed saam met my, Elsa en Gerrit, was baie spesiaal. Die mooi sagte manier hoe jy hom altyd hanteer het, en ook veral die maandagoggend 3 uur toe ek jou moes roep om my te help. Jy het so mooi getuienis van meneer Johan gegee, toe jy vir my gesê het, dat jou meneer Johan jou nooit onderskeid getref het tussen die sakkrapper en die prokureur. Jou meneer het almal met respek behandel. Ek weet dat jy ook baie na hom gaan verlang. Daantjie, jy het gedurende die laaste 2 maande dit ons ekstra werk gedoen terwyl Solly om en binne die huis myself. Dankie dat jy altyd dit met goeie gesindheid gedoen het en ook met Vinnie gespeel het omdat meneer Johan dit nie meer kon doen nie. En dan Prosperity. Waar is hy hier iewerster? Prosperity, my man. You became part of our lives from Good Friday, the 3rd of April. You were appointed as Mr. Johan's 24/7 caregiver, but you became so much more than that. You were sent by our Heavenly Father. You stepped into our lives when Mr. Johan was already permanently bedridden and no longer able to communicate. You cared for him with such dignity and respect. Time and time again, you had to comfort me and encourage me to stay strong. From the beginning, you became my companion. We sat together at Mr. Johan's bedside, building puzzles, often spending time in silence, simply sharing each other's presence. Your gentleness, kindness and patience were remarkable. Over time, instead of morning Mr. Johan, he became a cheerfully greeting, "Mora mora," which brought a smile to Johan's face every time. You became Mr. P, a shortened version of Prosperity, and everyone who came to visit came to know you as Mr. P as well. You meant so much to us during this time. I will forever be grateful to you, and I wish you every success in your future career. Our entire community surrounding Johan will always remember you and highly recommended you as a caregiver. Thank you, Prosperity. En dan staan Janneman en my naam ook hier. Julle was of is nie, dominees nie, dit klink helemaal te formeel, en ons het spesiaal tasse gaan koop vir vanmorgen. En julle was my gratis skelmsikkers, gepaard met gratis koffie by die aand. 2 geestelike cheerleaders. Julle was beskikbaar in tye wanneer ek nie geweet het hoe ek die volgende dag staande gaan bly nie. Julle het positiewe perspektief gegee sodat ek weer met nuwe moed saam met Jesus langs Johan kon inval. Dankie vir jou tuisbesoek by Janneman en ook vir vandag se diens en vir Jackie waar jy bedankings doen. Julle is 2 wyse manne met goeie insig. Vicky, jy was vir 31 jaar Johan se sekretaresse. Jy moes tydens die moeilikste tyd van Johan se lewe sy helper wees op 'n heel ander terrein as waaraan jy gewoond was. Jy het net ingespring en reëlings getref, sy dagboek probeer beman sonder dat jy self geweet het hoe die toekoms sou lyk. Jy het ook in 'n redelike kort tyd baie onseker tydperk van jou lewe moes bestuur. Baie dankie vir jarelange diens in jou hulp. Vir die NG Park, baie dankie vir al die geriewe wat tot hulle beskikking gestel is, die klank, die videoopname, die poster en alles wat nodig is, en die baie mooie musieke wat nie voor die tyd was. Julle vriendelikheid en behulpsaamheid word opreg waardeer. PW, as jy my vraag wat PW van weet ek nie, want ons ken ons net allemaal as PW. Baie dankie vir die blomme, jy het Johan goed geken, het geweet, ek kan jou vertrou om iets mooi en vrolik te doen.
Johan van Funeral 2000. Ek het geweet dat jy die begrafenisondernemer is wat meer as 'n ekstra myl loop. Maar toe ek dit op persoonlike vlak ervaar het, het ek des te meer verstaan hoekom jy hierdie getuienis van die dorp het. Ek weet ek spot jou daardie ekstra kook, en ek moet blykbaar kyk dat dit gebeur, vir al jou moeite en die omvattende diens wat jy gegee het. Jy het alles seepglad hanteer en seker gemaak dat ek oor niks hoef te bekommer nie, en of niks hoef te doen nie. Ek het eintlik nie genoeg woorde om dankie te sê. Vir ieder en elk wat gebid het, want ek glo daar baie was, baie dankie. Dit het ons moed gegee, en ek weet dis al die gebede wat verhoor was. Die feit dat die genade so groot was, midde in die krisis, dat Johan nie pyn gehad het nie, en dat ek hom tot die einde tuis kon versorg. Baie dankie daarvoor. En dan sê sy weer 'n keer, as sy jou dalk uitgelaat het, ekskuus, ek sal ook sê, ons het dit regtig nie bedoel nie, maar ons moet daai mense wat nou iets te ete gegee het, ook gaan ondersteun, daar in die saal net hierna, en julle is meer as hartlik welkom om ook daar 'n draai te gaan maak. Ons gaan die oorwinningslied sing. Daar is seker niks beter as wat 'n mens kan doen op so 'n oomblik nie, want dit vertel van daai oorstap wat gebeur het, en kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied met alles wat ons het in ons harte, en dan bly julle net staan, ek gaan dan net die seën uitspreek. Ek sien in my fees die glorie, en die almag van die Heer, die Allerhoogste, dat in liefde ons sy koninkryk begeer. Ek beloof aan die einde, op die wolke kom my weer, hy is koning, heilig Heer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Die Heer is ons beste dag, vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heilig, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots
pad vir julle gelyk te maak. En die Here is agter julle om al die brandende pyle van die bose van julle af weg te keer. En die Here is langs julle om sy arms om julle skouers te sit. En hy is onder julle om julle te dra. En hy is bokant julle om julle te seën. En hy is binne in julle om julle elke dag te lei. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees